as we 3 stoele oop, so 3 van julle kan 'n sitplekkie kry. Die sien nie voor op. Hier voor is ook nog 'n sitplekkie oop, so die met die seer enkels en die ingroei tona's, dan maar sit, en julle gaan nie so lank staan. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd wat ek by 'n begrafnis is waar ek nie die enigste is wat staan. Familie en vriende, dit is 'n baie hartseer dag. En ek dink die rede hoekom ons almal vandag hier by mekaar is omdat dit vir die op enige ander manier ons lewens aangaan. En ons wil net eer kom betoon en eer kom bewys. Ons gaan nie kan terugbring nie. Ons gaan nie dit wat gebeur het ongedaan kan maak nie. Maar wat ons wel kan doen, ons kan hulle wat die ergste geraak het, deur sy dood, kan ons ondersteun en liefde gee en vir hulle help om deur hierdie pad te gaan. Chris, Rina, Rika, ek weet nie wie is waar nie. Is dit? Rina daarachter? Ok. Baie sterkte vir julle almal. En my gebed is, my wens is dat die Here julle sal dra. En dat julle baie krag sal kry en dat julle genade sal vind in die vrede. En vrede sal vind in die feit dat hy vreeslik baie mooi herinneringe na. En dat hy mooi memories op hierdie aarde gelos het. En dat hy mense se lewens aangeraak het op 'n manier wat ons nie sal kan vergeet. Ek ken vir David so 7 jaar. So 7 jaar gelede was ek betrokke by 'n huwelik gewees. En ons het nie elke dag gepraat, ons het nie elke keer gepraat, ons het nie elke maand gepraat. Maar ons het geweet van mekaar. En ons het geweet, die bietjie wat ek van hom geweet het, ek geweet dat dis 'n mens in die eerste plek. Dis iemand wat verskriklik graag gehelp het en liefgehad. Ons gaan nou verder oor praat. Kom ons sit vir. Omdat ons Vader, elke mens wat bedroef en na seer en geskok is, deur die Here ingaan van ons vriend David, dra ek nou nie op en ek vra dat jy so sterk maak, so troos gee, en dat so ervaar die goedheid en die guns, hou vir altyd. Amen. Nou is daar iemand wat nie die mooiste taal in Afrikaans in die wêreld verstaan nie. Anybody that doesn't understand Afrikaans? You don't understand it, I'll try to help you a little bit and guide you. Die feit dat daar soveel mense opgedaag het, dat die 9de sitplek is, te sê vir ons iets van dankie dat julle dit is. Dankie dat julle ondersteun, dat julle eer kom bewys, dat julle sy nagedagtenis wil eer vandag. Nou, ek gaan nou nie baie lang praat nie, maar ek gaan vir julle een skrif aanhaal, en dit staan in Psalm 116 vers 5. En het sê, kosbaar is toe die oor van die Here, die dood van sy gunsteling. And at first sight, when we read this scripture, it says, wonderful is in the sight of the Lord the death of his beloved. Dan lyk dit vir ons of dit vir God lekker is om mense uit hulle familiekringe, uit hulle vriendekringe, uit hulle werkskringe weg te vind. Maar dis nie wat hier staan nie. Dit sê, precious is the sight of the Lord, the death of his beloved. En ek wil vandag net so 'n paar oomblikke stil staan by die gedagte van hoe word of hoe is ek 'n geliefde van die Here. Ek het groot geword in 'n baie streng plattelandse Afrikaanse boerehuis. En daar's 'n klomp goed vir my geleer. Seentjies speel rugby en dogtertjies ballet. Dis ons geleer. Jy gaan na hierdie kerk toe, want jou pa en jou oupa en sy pa en almal was in hierdie kerk. Jy moet hierdie dogma navolg, want dis hoe dit
in ons familie werk. En ons het gedink, as ons al hierdie goed doen, dan hou God meer van ons, as van ander mense. As ons aan 'n sekere genootskap of 'n kerk behoort, dan is ons God's blue eyes. But unfortunately, everybody in this world thinks so. That their way of believing is the right way and that God loves them only and more than others. En dit kan nooit waar wees nie. Hoe word ek of hoe kwalifiseer ek? How do I as a human being qualify to be called a beloved of the God? Ons gaan so klein bietjie terug. 1 John 4:16, 1 Johannes 4:16 sê, God is liefde. Daar staan nie, God het sekere mense lief. Dit is die skamer. It says God is love. It means God equals love. If you literally read it like that, God is gelyk aan liefde. Daar staan nie God het sekere mense, sekere kultuurgroepe, sekere kerkgenootskap lidmate, sekere kleur mense, sekere wat ook al het hy lief nie. Staan God is love. God is liefde. Nou is gelyk aan is 'n medical term, 'n mathematics term, dis 'n wiskundige term. En ek was nou in standaard 3 gewees toe ek op skool was. Jy was ook seker in standaard 3 gewees, ja? Jy ook. Jy was in graad 5. Nee, maar was 'n fancy graad. Hier dat is dit nie standaard 3 nie. Want dit is 'n fancy graad 5, ja? Maar toe ek in standaard 3 was, het ek 'n vreeslike mooi wiskundige vrou gehad. Alle verses. Sy was mooier as 'n mens. En die juffrou se werk was om vir my te probeer leer van is gelyk aan. Maar ek was 'n bietjie distracted op daai stadium. Ek is nie lekker opgelet in die klas nie. Want ek was in die 70er jare in Stellenbosch, so ek gee nou maar indrom weg. Party van julle was ook in die 70er jare in Stellenbosch gewees, nee? Ja. En die dames sal nou weet, in die 70er jare was die fashion, die mode, was daai kort rokkies. Julle weet ons, ja, mooi skoene met die kort rokkies, lekker dik so, dik handskoene, ja. My ma was so vies eendag sy het gesê, heerlikheid, as daai vrou so in haar romp sit, dan sit 'n blouse. So kort was dit. Maar ja, sy het probeer vir my te leer van wiskunde. Sy het my probeer leer van is gelyk aan. Nou, een ding kan ek dan vandag seker sê. Ek was juffrou, ek kan eers so snaakse van die gehad. Ek was haar blue-eyed boy. Weet julle ouens, as ek my toetsboek terugkry, sy was so bly gewees dat ek die sommige antwoord laat sy by sulke rooi swinkies agter elke. En as ek my boek so oopmaak en ek kyk, sy sê, ja, niemand het soveel swinkies soos ek nie, ek is nog steeds hier as 'n blue-eyed boy. Omdat ek geleer het wat is gelyk aan beteken. En toe ek leer wat is gelyk aan beteken, toe kry ek minder swinkies. En ek kom van 3 wiskunde leer, want toe kom ek agter, anything on this side of that sign, the equal sign, has to have the same value as on this side. Hoef nie dieselfde te lyk nie. Ons hoef nie dieselfde te dink nie. Ons hoef nie dieselfde te glo nie. Maar 5 plus 2 kan ook 3 plus 4 wees. En as die Bybel sê, God is liefde, God equals love, then he says that anything on this side, us, equals the love of God. Ongeag
ongeag hoe ons is, hoe ons lyk, hoe ons aantrek, waarna toe ons gaan, wat ons glo, ongeag is God se liefde bedoel vir elke mens. En hoekom sê ek so? In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. In the beginning God created the heavens and the earth, and God said, "Let there be light," and there was light. Let there be flowers, and there was flowers. Let there be skies and heavens above, and water and sun. Elke keer wat God gepraat het, wat God gesê het, laat daar wees, was dit so. Maar op die 6de dag, on the 6th day, toe het gekom het by jou en my, by die mens het God nie gesê, laat daar mense wees en daar was mense. Die Bybel sê, God het gesê, kom, laat ons mense maak. Klink bietjie anders as laat daar wees. Kom, laat ons mense maak. You guys that's in the industry, you don't say, let there be an event, or let this happen to this client's account. You say, let us plan. Kom ons beplan. Kom ons gaan sit en ons maak planne. En weet jy wat, toe dit by jou en my kom en by David op 9de Julie, het God nie gesê, laat daar nog 'n seentjie gebore word. Hy het gesê, kom, laat ons maak. En weet jy wat hy het gedoen? Na sy beeld en sy gelykenis. After God's own image and his likeness. God is like. God is liefde. Elke van ons wat vandag hier sit, en David, is na sy beeld en gelykenis geskape, en is geskape met die vermoë om te kan lief hê. En dis ons eerste roeping in die lewe, om lief te hê. Nie om geld te maak nie, nie om die beste kar te hê nie, nie beste werke te hê nie 100% perfect te wees of beste besluite in die lewe te hê, maak nie. Ons eerste roeping as individue, as mense wat vandag hier sit, is om lief te hê. Hy sê, julle moet mekaar lief hê, sê die Bybel, en vervul die wet van Christus. Weet jy, word jy gunsgenoot van God, as jy lief het. Weet jy wat die Bybel sê, nergens wie jy nie mag lief hê. Jy het al gesê, jy het al raak gelees, nergens in die Bybel staan daar wie ons nie mag lief hê. Interessant. En toe vraag ek vir Chris, in Amerika, skryf vir my iets, wat hy weet. En ek het 'n paar bladsye hierso. En al wat ek sien, hierdie is God se wet. Hy het lief gehad. Dis hoekom jy hier is vandag. Want hy het julle lewens aangeraak met sy liefde. Ek lees, jy kon hom gebel het en gesê, hier is 'n fout by die huis. Of het nou elektrisiteit of plumbing is. Ag, spring hy aan die werk en hy maak het reg. Dit is vandag kinders en kleinkinders wat sê, oom David, hy was nie ons oom nie, hy was ons vriend, hy was ons broer. Ek kon opkyk na hom toe. Ek kon na hom toe gaan as ek 'n probleem het. Ek wil nie vandag jy ons moet dink, of julle moet dink, ek wil 'n perfekte, volmaakte mens voorhou nie, want niemand van ons is perfek en volmaak. Maar ons liefde kan wees. En dan stem ons die elke dag met almal saam nie. Ek het so 'n paar studies gelees van, ek het die koppe gestop. Maar dit is saak nie, want hy het lief gehad. Hy het bereid gewees om dit wat God in sy binneste te sit,
vir iemand te gee. Vir 19 jaar was Christ sy eerste liefde gewees. Maar dit beteken nie, hy het nie julle lief gehad wat vandag hier sit nie, want jy sien, God se liefde is so groot, want dit is gelyk aan, dit is nie net beperk tot sekere mense en sekere groepe, dit is gelyk aan, dit is vir almal van ons. En dan dink ek vandag, David, jy verstaan, hoekom hy geskaap is. Hy verstaan, dat ek moet lief hê. Ek sê altyd, ons hoef nie altyd van almal te lief hê. En julle wat 'n verhoudings is, julle sal weet, dat hy daar nie vir mekaar nie. Ek het al in die kamer ingestap en gesê, luister, ek hou nie meer van jou nie. En ek hou nie van wat jy gesê het en wat jy gedoen het nie, maar ek is steeds lief vir jou, cheers. En dan sit ek in my hoek. En dan so 3 ure later, dan die liefde is die grootste. Jy sien, Korintiërs sê vir ons, nou bly oor geloof, hoop en liefde. Maar die grootste liefde is die liefde. Ek gee nie eintlik regtig om dat jy glo in ander. En ek gee ook nie regtig om waarvoor jy hoop in hierdie lewe nie. Ons het gehoop dat hy ou bene gaan maak. Dat hy verby 55. Nou, dis die one. 73. Ek sien ek met rol pas. Dit het 'n klein geskryf. Maar ons het gehoop dat hy verby 52 sal lewe. Maar hy maak nie saak wat jy glo. Dit mag nooit groter wees as jou liefde. Dit mag nooit groter wees as jou liefde nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy sê, ek kan nie met hierdie mens saam leef, of ek kan nie met dit saamstem, of kan nie met dat, dan en jou geloof is groter as jou liefde vir die mens, as jy besig met 'n valse godsdienst. En net nie dit nie. Dit ook. So wat sê vandag vir julle by David se herdenkingsdiens? David het hom gesteer aan die volters wat vir hom gegees toe hy klein kindsientjie was. Dit was 'n goeie gesindheid gedoen. Dit was nie ons voorouers het nie probeer om ons verkeerd te leer nie. Dit is al wat hulle geweet het. Maar David het gesê, ek gaan ontval al die volters. Ek gaan lief hê. Omdat God my sê wat sy gelykenis is. Net wil jou vra vandag. I want to ask everybody that's here today, can you honestly say, I love unfiltered? Kan jy vandag sê, jy het ongefilterd lief? Of is daar maar nog 'n paar filters? Wat sê, nee, ek kan nie daai lief hê nie, ek sukkel met daai en ek sukkel. Jy sien, God het nie filters. Want God is liefde. Alles wat ons weet van liefde en alles wat ons ervaar van liefde, kom van hom af. Waar? Dit weet iemand het sê, sy groot, maak het wat. What I want to say today is, David was the person he was because he accepted the love of God. En nou het hulle 'n liedjie geskryf wat hom gespeel het, maar die masjiene werk lekker nie. David sou vir ons vandag gesing het. Genade onbeskryflik groot, het hy aan my bewys. Verlore seun, weggeloop kind, ek is weer in die Vader se huis. Ek is die naam van kind nie werd nie, selfde Esau Kareel,
my lewe, my danse tyd en geld, het ek soms blindelus verspeel. Maar U sien ver, so oneindig ver. U sien my tydens honger en my dors, het U gesien. En die Here het geweet, dames en here, familie en vriende, die stres van die laaste jaar, en al die moeilike tye wat hy deur is, hy in Christus deur is, en nie sy gemoed gebreek, maar sy liggaam kon nie breek nie. Want ons liggaam kan net so vervat. Ons moet na ons liggaam kyk. Maar U sien my honger en my dors, nog voordat ek my skuld kon bely, en U my aan die bors vastgedruk. 'n man voete verklei. Ek dink vandag sit van julle hier so, ek sou nie dit gedoen het, David daai dag besluit het, ek sou nie dat gedoen het nie. Hoekom het hy nie eerder so gaan? Ja, nie. Om jou eie skoene te staan is makliker as om ander se skoene te staan. Maar een ding wat ek weet, en wat ek uit hierdie briefies wat ek gekry het van die sissies, een van hulle skryf, ons was soms het ons opgestaan, maar altyd was ons liefde vir mekaar, soos een lied. Want ons was mekaar saamgewees. Ek wil nie vandag, I don't want to portray to you a perfect person. And I don't expect of you to be perfect. I don't expect of you to make the perfect decisions every single day of your life. But what if you will for us? Of jy nou Royce nie skryf nie. Kom net by die uitskryker. Ja, ek het 'n paar Royce nog steeds agter my lewe. En ander mense se ook. Mense wat sê, nee, ek sou nie dit gedoen, dit sê jy dat, hoekom jy dit gedoen? Maar op die einde van die dag het ek geleer, ek is gelyk aan God se liefde. En weet jy wat? Hy gaan nie meer vir ons gee nie. As een mens op die aarde minder, dat ons kan lief hê. En as het op hierdie trant aangaan en ons wat nog lewe, gaan nie voor daarmee, gaan dit iewers op. En ek dink as ons kyk na ons nuus, dan baie van dit al moet gegaan. Ons beklei met mekaar, ons maak mekaar dood, ons vergewe nie mekaar nie. Ons hou grudges. Onthou, die persoon wat nie vergewe nie, is die een wat slaap verloor. As ek iemand anders nie vergewe nie, lê ek in die nachtgewaker. Hulle weet dalk nie as ek het hulle nie vergewe nie. Maar ek is die een wat wakker lê. Moet nie dit in myself doen. En vergifnis, dames en here, dit beteken nie, ek gaan nou maak asof niks gebeur het in die lewe nie. Nee, ons gaan dom wees. Vergifnis sê, as dit iemand is, dat het dan is. En wie van julle gaan koop brood by Pick n Pay, en as jy die kar kom draai om, dan gaan gee weer vir hulle die geld. Ja, ek moes straat betaal vir die brood, ek moes weer 2 keer om. Vergifnis sê, jy hoef my nooit weer te betaal, of jammer te sê, of vergoed, vir dit wat gebeur het, wat ek het jou vergeet. Ek wil vir julle vraag vandag, kom ons lewe 'n lewe van liefde. Toch is die Engel is wat sy nou. Ek wil met baie van hulle amper op die knieën neer. Maar gelukkig het ons gelees nog voor ek my skuld kon bely. Iemand se voor. Daar was groot oomblikke, daar was klein, daar was lekker oomblikke, daar was soms nie minder lekker oomblikke. Ons is nie hier om 'n biografie op te stel van die mens. Ons is hier om te praat oor sy wat hy vir ons gaan. Nou wil ek jou vra.
En ek dink hy is met my saamgestem. Hy is so mooi gesmaak as hy gehoor het wat ek nou sê. Op die dag van my troue het ek gesê, ek gaan nie vir jou droog beloon nie. En wat is jy dan beloof het wat jy doen? Elke Saterdag gras en hy is nie om te maak. Heel van my hand, of ek elke aand kook as ek. Maar ek sê, ek gaan nie jou beloftes maak, maar die een ding wat ek jou gaan beloof, jy sal nooit hoef te wonder. Ek gaan weet so wat is vir. Maar ek gaan nooit hoef te wonder of wat jy speel. Ek dink dat hy dit so vir ons wil vra. Gaan na julle huis, gaan na julle werkplek, gaan na julle vriendekring, die mense wat rondom jou geplaas is. En maak seker dat hulle nooit hoef te wonder of jy lief is vir jou. Sê dit vir mekaar. Stig WhatsApp groepies. Het ek haar WhatsApp groepies. Dan as jy weer sien as jy op hierdie een en dan word 183 en dan word 116 en dan word gaan 1 matriek doen, dan is vooralste. Maar die wat ek hou, wat ek nie van delete of uitgaan, is die waarom ek en my kinders vir mekaar sê, ek is lief vir jou. Als dit net wat sê. As ek die dag hier is, het jy dit aan moet kyk en sê, weet jy wat, as ek nooit hoef te wonder, of my pa ons lief het of nie. Ek sê nie staan met die besluite wat hulle neem nie. Party daar wees ek nog werk soos hulle tieners was. Nee, luister vir my. Dit is hulle lewens. Maar hulle hoef nooit te wonder wat jy verstaan. My lewensmaats, ons lewensmaats, my lewensmaats. Een keer 'n dag, I love you first. Sê dit vir mekaar. Wys dit vir mekaar. Ons wêreld is te deur mekaar, dat ons moet stil bly oor die liefde wat ons het. Van mekaar en vir die mense. So 2 weke terug, het ek 'n TikTok gesien van iemand wat CEO van 'n baie groot maatskappy is. Sê, as hy vir mense 1 stukkie raak kan gee. Dit was my baie interessant, ek moet ook hier kom en spaar al jou geld. Wanneer hy eet, sê, kry vir jou 1 mens, vir wie jy elke oggend 'n boodskap stuur en sê, goeiemôre, lekker dag. En ek het so vriende in die Kaap wat deur baie moeite kyk. Tydig stuur hy net mense gedraaie notities dat sê dan. Ons het mekaar nodig. Ons het liefde nodig. Ons het die sement van liefde nodig om ons aan mekaar te hou. Ek wil julle vra. Kom ons onthou die mooi. Kom ons onthou die liefde. Dit wat uit David uitgestraal het. Dit is gevoel van my of die vertrek op helder. As hy gesmaak het, is dit nie. Kom ons onthou dit. Ons volks die voorbeeld. Ons probeer om nie die foute te maak wat hy gemaak het. Maar kom ons wees lief. En word 'n guns geniet van God genoeg. Want jy sien, as God dan bly is oor die dood van sy gunsgenote en sê, mooiste my seun, mooiste my dogter, you achieved what I created you for. Jy het lief gehad, jy het waard. Kom ons maak het ongefilterde liefde, asseblief. Kom ons let's stop the filters and say, I will love you if you do this or this, or if you belong to this, or if you believe it, or if you... Let's drop the filters. Say, we're different, but our love is the same. Ek lees vir julle die ander lied. En mag julle hoop en vrede daarop vind. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en alles wat skyn verdwyn, God self kom ons mee. Die Here droog al die trane af, dit is my wens vir julle, wat vandag hier is, na oogies.
Dit is sleg. Dit is nie lekker nie. Ek het 'n broer verloor in 2006. Ek weet hoe voel dit om 'n boetie te verloor. Dit is nie lekker nie. Daar is oproep te kry. Hy lê by my voete. Ek kry hom in sy kantoor. Die Here droog al die trane af, verby is droefheid oop. Ja, pyn en smart wyk uit die hart. Ons moeite, angs en moed. Mag julle pyn en smart uit julle hart uit verdwyn. Want die siel liefde, om liefde te hê, genees is. En om liefde te kry, mag ons nog verder gesond. Langehoven sê, een van die grootste vreugdes van sy hele lewe, is die voorreg om te kan lief hê en iemand te hê. Maak dit jou voorreg, maak dit jou groot vreugde. To love with all your heart, unfiltered. Mag die Here ons almal seën. Na elke naggestaande dag breek na winterprag. En oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag, wat ons geliefde tyd het verlê. Gaan ons maar net 'n byna vooruit, uit 'n aardse wêreld na ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie, waar tyd nooit gemeet kan word. Waar daar geen sorg oor kwelling kom nie, en waar niemand meer trane stort nie. Waar daar nie meer afstand van is. Verandering in kapal. CSM afpijsers. Prokureers vergaderings. Ek vind hy is daar. Waar hy nou is. Hy sal altyd met liefde onthou word, sy eggenoot, sy susters, sy familie, vriende en kollegas. Jacques, sal jy ons bedank ons moet. Voor ons bedankings doen, gedig opgedraand het en ook iets waarby ons allemaal kan leef. Life's not measured by the years, but by the joy, beyond all tears, by dances shared and songs we sing, by all the happiness we bring. So celebrate each step you took, each hand you held, each smile that shook, the world with pure delight and love, now dancing in the stars above. For life's a dance that must go on, through every dusk and every dawn. Keep dancing to the music, sweet, until once more our souls shall meet. Firstly, aan Afbop baie dankie vir die fantastiese diens en om alles aan mekaar te sit. Ja, dit vat die stres weg van familie, vriende en almal wat met die moeilike tyd deel. Dan Crane Worldwide Logistics, thank you ever so much for your contribution, invaluable contribution actually, and all your support, and also just being there for David in this last journey of his life. It might not seem like much, but you were that step to his dignity, his freedom, his his self-sufficientness, and I think that just gave him that new zest for life, and for that we are truly thankful. Also in elke familielid, vriende, almal wat van ver af gekom het, baie dankie. Dit is net moeilik en ons waardeer die feit, en ek weet dat David het waardeer, dat almal hier is om tot ziens te sê en hulle liefde te betoon. And yes, also just on all the friends, family, colleagues, everybody who's shown their support since this happened up until today and going forward. Truly, thank you. We really appreciate it. Awesome. Baie dankie. Ek gaan afsluit met die laaste paragraaf van Chris se brief. Hy het my vertel dat dit baie by mekaar gekom die laaste tyd, dit is 3 jaar van hulle visie daar is. Hulle het besluit hulle gaan dit mag werk, en as dit nie werk soos hulle besluit nie, gaan hulle plan maak. Sal. Maar hy sal altyd in jou hart en jou geheer wees. As jy wens, jou maak, jou
gee baie vrede vandag. Wat gaan gebeur nou? Ek gaan die name van die draers uitlees. Dan kan julle hier by die kusplekke neem. Ons kan maar die hele ding oopmaak. Dan gaan ons die kus dra tot by die voertuig. En dan gaan die kus insluit in die voertuig. Daar is roosblare. Dan gaan ons allemaal kans gee om voorbij te stap in die roosblare en jou laaste sê en laaste eerbetoon te doen. En dan gaan ons dit even toemaak. En sodra die voertuig aangeskakel word en ek het gebed, dan gaan ons net bly staan, ons bid, en die voertuig gaan weggaan. En dan neem ons van die aardse, die vlees en bloed, wat ons nou nooit weer sal kan vaste. Ons gaan nooit weer tegen ons kan vaste. Die systeem ons nooit kan hoor, die so WhatsApps ons nie meer gaan kry. Sal ons sê, tot ziens daarvoor. Dan kan jy bietjie vertoef, saam met die familie en vriende hier so. Wees vir hulle, of nie dat hulle rondom hier is vir hulle. En ja, dan sal hulle privaat verrassingsdienst wees, en daar is een redelik getreffe directe familie, waar jy aan die restoes gaan gedrukt. Ek sê vir julle baie dankie vir hier is. Ek sê vir julle baie dankie vir die impak wat julle is, soos wat Jacques sê, op sy lewe gehad het. Omdat ek 19 jaar was, die 52, amper 53 jaar was, en of het vir 'n paar maande was, baie dankie. Dankie dat julle hier is vandag, en dat julle sy nagedagtes eer. Dit is 'n voorreg. Die draer sal wees Christine Moret, Niele Oedelsen, Jacques Botman, dat my hier opstaan, Reina Botman, Daniel Muller, en Stefan van der Business. Ek was nou die naaste familie om eers asseblief ware te kom kry en daarna almal wat wil.
dame. Baie ou dame, nou gesê. If I see you again, I'll smile. But don't. Baie dankie. Ek waardeer dit dat julle almal hier was.